baie moeilike en uitdagende pandemietyd wat ek en jy in leef, en dit hou nou al seker vir 'n goeie 18 maande aan, raak ons al hoe meer bewus en praat ons al hoe meer oor alles wat ons verloor het in hierdie tyd. En ek bedoel, dit is so. Ek bedoel, dit is 'n tyd van geweldige verlies, soos ek na skole toe gaan en kerke toe gaan, en soos ek met oud en jong praat ek baie oor verlies, want ek dink ons moet praat oor verliese. Maar ek dink wat dit baie belangrik maak op hierdie stadium, en wat baie belangrik is op hierdie stadium, is dat ons nie net in ons verliese verdrink nie, en nie net in die swaar en die onsekerheid verdrink nie, maar dat ons ook in hierdie tyd bewus raak van wat ons het. Dat ons bewus sal wees van, weet jy, ons het nog baie, en daar's baie nood in die wêreld, so daar's groot rede vir dankbaarheid. En hierdie laat my verskriklik dink aan die verlore seun se ouer broer, wat so fokus op die jonger boetie wat deur die pa vriendelik terug ontvang word en jaloers is, en hy sê vir sy pa, maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. So kyk waar sy oog. Sy oog is op dit wat hy nie het nie. Sy oog is dit op dit wat hy glo hy verloor het. So hy's jaloers, hy's ontevrede, hy's ondankbaar. En dan antwoord sy pa hom met die volgende woorde in Lukas 15. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my en alles wat ek het is ook joune. So wat die pa eintlik vir hom sê, weet jy wat? Sit jou oog op wat jy het. En jy het eintlik alles. Ek en jy in Christus is geseën met al die seëninge wat daar in die hemel is. Dis nou om Paulus se woorde te gebruik. So ek en jy het so baie om voor dankbaar te wees. Jy weet, in 'n tyd soos vandag, as jy nog 'n dak oor jou kop het, en jy het kos op die tafel, en jy het klere aan jou lyf, en jy het 'n werk, en daar is familie, en daar is vriende, hoekom fokus ons nie vir 'n slag op alles wat ons het nie? En ons wees dankbaar, in plaas van ons het die oog op ander mense, en ons raak jaloers, of ons raak ontevrede, of ons raak ondankbaar. So weet jy, kom ons wees doelgerig, doelbewus in hierdie tyd, rondom fokus op wat jy het, en kom ons reik uit na ander in nood, kom ons reik uit na die wat regtig nie het nie, wat regtig sukkel, wat dalk regtig rede het om te kla, wat se verliese baie erger is as myne en joune. So, my doel met hierdie praatjie is net, kom ons wees net weer dankbaar. Kom ons leef net weer met groot dankbaarheid teenoor die Here.